En 'n hartlike goeiemiddag aan elkeen van julle. Julle, dis einde van die jaar en ek dink ons is almal doodmoeg. En ons is nie lus vir baie werk nie, want ek het vir my kapot gewerk hierdie laaste tyd, hoor. Net om hierdie afsluitings te kry en klaar te maak en te doen en te wat ook al en voorbereidings vir Kersete. So julle, vandag gaan ek 'n baie maklike resep vir julle doen. Dit is 'n spinasietert. Nie my eie nie, dis nie my eie resep nie. Ek het hierdie resep by een van my TikTok vriende, van vele van julle, gekry. Sy naam is Johan. Johan, baie dankie dat jy jou resep met my gedeel het. En ja, hy hou altyd so van my resepte en geniet ook so dit wat ek doen en maak. So baie dankie aan jou, Johan. So ek gaan nou kyk, gaan ek byvoeg, gaan ek uithaal. Ek is onseker, gaan ek hom twist, maar wag julle, gee my geleentheid dat ek by die kombuis uitkom en ja, dat ek julle kan trakteer met 'n baie lekker resep. Julle kyk uit vir hierdie een. Ek gaan dit nou vir julle maak. Nou daar sê julle, hierdie waaiertjie van my werk kliphard, want ons werk met kase, melk en so aan om hierdie heerlike resep aan mekaar te sit. Nou ek gaan nou ongelukkig nie dieselfde smeerkors resep gaan ek nie gebruik vir hierdie tert nie. Ek hou baie van 'n short crust pastry. Ek het sommer klaar een gekoop. So julle, wat ek nou gaan doen is, ek gaan hom vinnig in die oond sit, dat hy bak, so vir 10 minute, ek pre-bake hom so bietjie, want anders wanneer jy met jou spinasie en so aan werk, dan is hy geneig om 'n bietjie papperig te word, en jy wil 'n lekker stewige tert hê. So wat ek gaan doen is, ek gaan dit gou vinnig uitrol, en dan gaan ek dit in hierdie lekker tertbak van my sit, en dan gaan ek hom gou bak vir 10 minute. Ek vertel nou vir julle wat ek besluit gaan ek doen met hierdie resep. Ja nee, julle het sommer klaar geweet, ek twist hierdie hele resep. Maar, dankie Johan vir jou basiese resep. Ek het hom verseker geniet, maar kom ons sit hierdie ander goedjies by en dan maak ons vir julle 'n heerlike spinasietert. Nou julle, terwyl die tertkors heerlik besig is om te bak, het ek nou klaar my sampioene in die pan gegooi. So wat ek nou daarby gaan voeg is 1 gerasperde ui, 1 eetlepel knoffel. Ek gaan dit nou gou lekker braai en intussen gaan ek ook een kant my spinasie gaar maak. In totaal moet jy 2 koppies gaar spinasie hê. En ja, ek gee dit met sout en peper en bietjie neutmuskaat. En dan het ek ook eiers nodig en gerasperde kaas, suurroom, maaskaas en ou wenner, hierdie sweet chili sous. Maar julle kom, ek gaan eers gou hierdie braai en dan gaan ek vir julle wys wat is my volgende stap om hierdie resep so lekker te maak. Ek wys nou vir julle. Nou daar is julle, my sampioene en uie en knoffel is besig om te braai met my sweet chili sous en ek het sout, witpeper en 'n bietjie neutmuskaat bygegooi. So ja, hulle gesels nou lekker met mekaar en dan gaan ek gou my spinasie ook voorberei. Julle, my spinasie is nou besig om gaar te word. Kyk net hoe lekker romerig is hierdie heerlike mushroom sousie. Ja, die ander resep het gewys, jy kan natuurlik jou bacon cubes braai, maar ek het dit nou uitgeskakel, want ons gaan 'n vleisie braai, en ek hou nie van vleis op vleis nie, so ek gebruik net groente. So ek gaan hierdie gou uittrek, het al die watertjies uitgaan, dan gaan ek vir julle wys, dan gaan ek gou die suurroom, en ook die maaskaas en die eiers gou klits, en dan gaan hierdie gekombineer word en bymekaar gegooi word, en in my klaar gebakte tertkors gegooi. So julle, daar het my tertkorsie nou klaar gebak, hy's klaar gepre-bake, en ek gaan nou die eiers en die suurroom en die maaskaas gaan ek nou lekker klits, dan gaan al my bykomstighede, dan gaan ek net kyk, is dit genoeg melk, kort ek iets, moet ek nog 'n bietjie maaskaas bygooi, ek gaan eers kyk, en dan gaan ek vir julle presies op my resep sê, of die hoeveelhede reg is, wat ek hier in hierdie tert gaan gooi. Ek wys nou vir julle. Julle, en so byna vergeet ek om vir julle te sê van die mosterdpoeier, daar moet 'n teelepel mosterdpoeier ook bykom, en dan gebruik ek 'n halwe pakkie van hierdie wit eie soppoeier, wat ek ook hier ingooi. So dit gaan ek nou lekker deurmeng, en dan gaan ek my mushrooms en my gerasperde kaas, en al hierdie ander lekkernye, gaan ek nou bysit, en gaan ek vir julle wys. So daar sê julle, ek het die kaas en die feta en die olywe en die pepperdews en alles nou lekker deurgemeng met die gerasperde cheddar kaas ook. En julle, ek wil net noem, ek het 'n volle 500 ml houer maaskaas en dan het ek 'n volle houertjie sour cream gebruik. En ja, julle, wat ek nou gaan doen is, ek gaan dit nou by my vooraf
gebakte tertkors gaan ek dit nou gooi en dan gaan dit nou lekker bak vir plus minus, kom ons sê, ek sal sê tussen 'n halfuur na 3 kwartier toe tot hy gaar is. Julle pas julle sout aan volgens smaak, maar hierdie is vir my perfek. Ek gaan nou vir julle wys sodra hy uit die oond uitkom. Ek wil tog maar net vir julle ook noem, hierdie resep van Johan werk perfek. Hy werk perfek, so as jy die roete wil gaan met Johan se resep, doen dit asseblief, want dit is goed wat jy basies in die huis het. Ek het hom aangepas, ek het hom getwist, dat as wanneer jy nou 'n bietjie, jy weet, soos 'n braaivleis hou en jy wil nou nie die bacon roete gaan nie, dan is dit definitief verseker my resep. Want die ander een is verskriklik lekker, julle, en hy's baie maklik. So ek sou voorstel, maak asseblief ook Johan se resep, indien julle nie al my bestanddele ook het, wat julle dan wil byvoeg nie. So probeer dit asseblief, dis altyd lekker om iemand anders se goedjies ook te proe. Julle, dit is definitief ook 'n wenner. So, julle, ek wag vir hierdie enetjie om uit die oond uit te kom, ek wys nou vir julle. Nou daar sê julle uit die oond uit gekom, 1 uur en 10 minute het hy gebak. Dit is seker maar omdat ek 'n ander tipe kors het. Ja, julle, hy lyk perfek en hy ruik so lekker. Ek gaan hom net nou proe. Maar julle kan die smeerkors ook vir dieselfde resep van myne gebruik. Ag, en ek het 'n ou klein slaaitjie daarby en ek gaan nou 'n stukkie sny. Ek gaan vir almal verduidelik hoe ek moes net proe. Maar nou ek wys vir julle na so 10 minute as hy net so 'n bietjie gestol het, dan wys ek vir julle hoe lekker lyk en smaak hierdie resep. Julle kyk nou net, ek het nou daar 'n happie uitgevat wat ek nie veronderstel was om te doen nie, maar julle wil mos sien hoe lyk hierdie tert. Daar het ek hom nou uitgeskep julle. As julle nie van olywe hou nie, moenie die olywe insit nie, maar o genade tog, ek is stout vir 'n stukkie olyf. Maar julle, nou gaan ek gou my happie vat. Kyk net hoe lekker lyk dit. Ek moet proe. Julle, kom ek vat my happie. Kom my. Dis 'n groot ja. 'n Groot ja. Ek gaan nou vir julle sê wat ek hier geproe het. Baie lekker. Nou julle, ek het julle beloof, ek gaan vir julle sê hoe smaak dit. Dit smaak absoluut fantasties. En as julle 'n plan het om te braai vir Kersfees, asseblief maak hierdie resep. Maak nie saak of julle my resep of die ander resep maak nie, maak hom nie. Dis ongelooflik lekker. En ja, al wat ek vir julle kan sê is mag julle 'n wonderlike dag hê. Geseënde Sondagmôre vir julle. En ja, tot ons weer gesels oor 'n volgende resep. Julle, ons praat weer. Mooi bly julle. Bye bye hoor. Bye.